Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens my voorreg om weer terug te wees saam met u en op hierdie wyse so saam met u te kan verkeer. Ons het 'n wonderlike land besoek met 'n wonderlike skoonheid en een van die plekke wat ons dan ook besoek het was Sossusvlei, waar dan hierdie pragtige versteende kameeldoringbome dan ook is en kon ons dan ook dit vasvang op kamera. En net soos hierdie skoonheid waarmee hierdie land ook bekleed is, wil die Here Jesus Christus ook hê dat ons met sy skoonheid bekleed moet word. En ons sien dit in die woord van die Here, as hy dit vir ons duidelik wys, daar in Romeine 13 vers 14. Maar bekleed julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Hierdie gedagte waarmee ons dan gekonfronteer word, maar bekleed julle met die Here Jesus Christus, om met hom bekleed te word, beteken 'n paar dinge in my geestelike lewe. In die eerste plek beteken dit wat ek dan ook sê, dat ek my swakheid bekleed met sy sterkte. Ons as mense swak, en so kom Paulus ook en hy getuig van daardie swakheid. En dan sê hy daar in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat vir my krag gee. Deur die swakheid van die mens word Christus se krag dan ook geopenbaar, en so kom dit baie duidelik dat ons met sy sterkte dan ook bekleed moet word. Ons sonde met sy geregtigheid, hy het dit vir ons verdien aan die kruis, sodat ons dan ook met hierdie nuwe mens bekleed kan word. Efesiërs 4 vers 24 sê vir ons, en julle met die nuwe mens moet bekleed, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En ons kan dit alleenlik doen wanneer ons dan ook nuut gemaak word, wanneer ons deur die bloed van die Here Jesus Christus gewas word, wanneer ons kind van God word, en ons dan ook met die Here Jesus Christus bekleed word. Hierdie nuwe mens, wat dan wat van ons sonde, waar die Here ons met ons sonde handel, en waar ons dan met sy geregtigheid bekleed word. Ons dwaasheid met sy wysheid, ons moet bekleed word daarmee, 1 Korintiërs 1 vers 30, maar deur hom, dit is Jesus Christus, is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid. Hy sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wysheid. So, ons ontvang daardie wysheid, hy gee vir ons wysheid, daardie Gees van God wat in ons harte uitgestort is, wil dan ook hierdie wysheid aan ons kom openbaar, en vir ons daardeur ook kom leiding gee, dat ons in wysheid ook sal handel. Ons gebreke, waarmee ons dan ook sit, moet bekleed word met sy oorwinning. 1 Korintiërs 15 vers 57, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Ons kan oorwinning oor sonde ervaar in ons geestelike lewe, as die woord van die Here dan ook daar so sê in Juda 24, dat hy in staat is om ons van sonde te bewaar. En so kan ons dan ook van ons gebreke, kan ons die oorwinning ontvang, oorwinning oor sonde, oorwinning oor 'n val en opstaan lewe, sodat ons dan ook 'n oorwinningslewe mag geniet. Maar dan sê die woord van die Here ook, ons dood, dat ons bekleed kan word met sy lewe. En daarom laat die woord van die Here telkens vir ons sê, as ons glo, sal ons die ewige lewe ontvang. 2 Timoteus 1 vers 10 getuig daarvan, maar wat nou geopenbaar is, deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het, deur die evangelie. Wat 'n wonderlike evangelie, dat ons deur die Here Jesus Christus dan ook gered kan word, dat ons in hierdie nuwe lewe kan ingaan, maar ook die ewige lewe ook kan ontvang. Deur Jesus Christus het die angel van die dood uitgehaal, sodat hy vir ons dan ook lewe kan kom gee. En dan ons rondswerwe hier op aarde, dat hy vir ons standvastigheid wil kom gee. Psalm 40 vers 3 sê, en hy het my die kuil van vernietiging, hierdie rondswerwe, maak dat ons in vernietiging die gesig staar, maar dat hy vir ons ook uit hierdie modderige sluik optrek en my voete op 'n rots gestel het. Hy het my gange vasgemaak. Praat van 'n standvastige lewe. Kom ons eer die Here dan ook, dat ons bekleed kan word met hom en dat hy hierdie oorwinning vir ons kan gee. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u getrouheid, dankie dat u ons oorwinning gee in die Here Jesus Christus en dat ons met hom bekleed kan word. Amen.